maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, en voor U kan lewe. Here Jesus, dankie dat U ons harte en ons oë kom open, sodat ons deur die Geestesoog kan sien wat dit is wat U wil hê ons moet sien, en dat ons mag sien soos wat U sien. In hierdie gebroke werklikheid van ons is dit so belangrik om U voor oë te hou, want U ken dit. U het dit geskep en U het ons geplaas in hierdie lewe, op hierdie plek, op hierdie tyd. En maak dat ons sal besef uit ons identiteit wat ons het in U, dat ons daar volgens en daaruit voluit kan lewe. Here, ons vra dit nie omdat ons enigiets verdien nie, maar ons vra dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen, amen. Daar sê, baie dankie aan die musiekspan. Klap 'n mens hande in die kerk. Mag mens dit doen? Daar sê, dankie dat julle ons voor die troon kon laat staan en laat ons iets kon beleef van die Here se teenwoordigheid. Julle, dit is my voorreg om weer hier te kan kuier. My naam is PC Pretorius. Ek is van Morletta Kerk in die ooste van Pretoria. En wat 'n wonderlike dag, al is dit vakansie, dit maak nie saak nie, ons, of al is ons dalk 'n bietjie minder vanoggend, ons wil nog steeds by die Here kom hoor, en glo asseblief vanoggend dat hy met elkeen van u afspraak het, dat hy weet jy is hier, en hy wil met jou praat vandag, want dis hoekom hy jou gedring het, om hier te wees vanoggend. En met dit in gedagte, gaan ons bietjie vanoggend gesels oor, wie dink jy is jy? Nou, daai kan 'n baie vraag wees wat mense baie moeilik kan opneem. Wie dink jy is jy? Ja, wie dink jy is jy? Ja, dit kan so wees. Okay, wie dink jy is jy? Maar dit kan ook wees as jy mooi daaraan dink, wie dink jy is jy? Met ander woorde, wat is jou dink van jouself? En hoe posisioneer jy daai dink in God se oë? En hoe hy daaroor dink? Is dit dieselfde as wat jy daaroor dink? En ons gaan uit Efesiërs 2 uit, gaan ons bietjie mooi diep in die woord inkyk, om te sien wat het in daai gemeente gebeur en die uitdagings wat hulle beleef het. En die hele brief wat geskryf is aan die gemeente in Efese, of aan die Efesiërs, as jy die konteks van hulle omstandighede verstaan, dan maak daar soveel goed meer vir jou sin in wat daar geskryf word. Maar dan weet ons, dis nie net noodwendig vir daai konteks geskryf nie, want die Bybel is 'n tydlose boek, en hy is eintlik vir ons kontekste ook geskryf, en waarin ons vandag leef, want anders kan ons maar net sowel sê, die Bybel is 'n boek wat vir daai tyd geskryf is, en hy is glad nie meer van toepassing op ons nie, en dis ook nie heeltemal die geval nie. So om die konteks van die Efesiërsbrief reg te verstaan, wil ek eers vir jou vra om jou Bybel oop te maak by Handelinge 19. So Handelinge 19 gaan nie op die bord verskyn nie, maar hy gaan op jou foon verskyn of in jou Bybel verskyn. So as jy jou foon nie het, maak hom asseblief ook oop, want dit is belangrik dat soos jy deur Handelinge 19 lees, gaan die Efesiërs tekste vir jou soveel meer sin maak, en dit gaan lig werp, miskien op jou omstandighede waarin jy jouself ook bevind, met die tema, wie dink jy, is jy regtig in die Here se oë, in die oë van die Here. So as jy daar oopmaak, in Handelinge 19, om net 'n bietjie eers konteks te werp op die brief, sal jy sien die opskrif, miskien gaan dit 'n bietjie anders klink in jou Bybel, want ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, maar die opskrif is, Paulus begin met sy 3de sendingreis. So dis waar ons is by Paulus se 3de sendingreis, en dan sal jy sien die eerste paar verse,
word maar eintlik gewy aan Paulus wat nou weer die sendingpad gaan aandurf. En dan kom hy by 'n groepie gelowiges aan in Efese, in die stad Efese. En dan sal jy sien van vers 8 af, is die opskrif in my Bybel, in Efese triomfeer die evangelie van Jesus Christus oor die bose magte. So hou net gou daar oop by Handelinge 19, en dan wil ek net gou vir jou vinnig die setting, wil ek net gou vir jou verduidelik, van wat was die situasie in die stad Efese. Efese was 'n baie groot en ryk stad in die ou antieke Klein-Asië, vandag is dit Turkye. Waar Turkye is in die wêreld, dit is waar Klein-Asië was, en waar die stad Efese as 'n groot handelsentrum in Klein-Asië was. Nou wat Efese eintlik gekenmerk het in daai tyd, was dat hulle het 'n baie groot tempel, 'n baie indrukwekkende tempel in Efese gehad. Maar dit was nie 'n tempel waar daar Christene kom aanbid het, of selfs Jode aanbid het nie. Dit was die tempel van die godin Artemis. Die tempel van Artemis, 'n godin, was die sentrum van hulle hele identiteit, maar ook die sentrum van 'n groot deel van hulle ekonomie. Want die tempel van Artemis was in die antieke wêreld gesien as een van die 7 wonders van die wêreld. Dit was 'n ongelooflike, indrukwekkende tempel wat daar gestaan het. En dit was volgens hulle die huis van die godin Artemis. So hulle het Artemis aanbid. Maar Artemis het vir hulle klomp rykdom gebring, want omdat dit so groot handelsentrum was, of die rede daarvoor was, want die tempel van Artemis was 'n beskoulikheid gewees, wat mense reg oor die Klein-Asië na toe gereis het, om dit te gaan besoek. Dink maar vandag in ons land byvoorbeeld, as jy nou na Tafelberg toe sou verwys. Kaapstad, in ons land, in Suid-Afrika, is 'n handelssentrum, wat is 'n toeristesentrum. En mense kom soontoe om Tafelberg natuurlik te sien. So dit bring vir die dorp, of vir die stad, ontsettende invloed en geld van buite af bring dit in. En rondom die tempel van Artemis was daar goeie geld om te maak, want by die aanbidding daarvan moes die mense uit die aard van die saak geld betaal het. Hulle kon vir hulle self klein beeltjies gekoop het van die godin Artemis om saam met hulle te vat. Soos 'n memento, soos wat dit vandag maar werk, as jy 'n stad in die wêreld gaan besoek, dan koop jy miskien 'n yskasmagneet, of jy koop 'n sticker wat jy op jou kar kan plak om te sê ek was daar, of jy koop 'n T-shirt of wat dit ook al mag wees. Dink maar net aan die handelsbedrywighede rondom 'n plek wat 'n toeriste aangeleentheid is. En die tempel van Artemis was een van die 7 wonders van die antieke wêreld, so hy was 'n big deal. En die mense in Efese het eintlik almal hulle identiteit gevind rondom die godin. Hulle het hulle identiteit gevind in die godsdiens en die afgodsdiens, eintlik die aanbidding van die godin Artemis. Hulle het geglo sy bring vir hulle rykdom. Hulle het geglo sy bring vir hulle voorspoed in baie opsigte van hulle lewe. Want die godin Artemis was ook die een gewees wat hulle as die vrugbaarheidsgodin gesien het. So as 'n vrou kon kinders kry, het dit beteken dat die godin Artemis het haar geseën. Uit die aard van die saak het dit ook met ontsettend baie offers, tempelprostitusie en die priesters wat af kon bid op vrouens dat hulle wel kon vrugbaar wees. En hulle het dit gesien as die godin Artemis wat dit vir hulle gee. Maar saam met dit was daar ook 'n baie sterk gebruik van okkulte. En daar was 'n baie sterk gebruik van waartoe die mense gebid het vir towery en towerspel. Nou moet jy onthou in daai tyd natuurlik as iemand siek geword het hulle nie altyd die mediese kennis gehad wat ons vandag het om te weet wat is die rede vir dit nie, wat is die simptome, hoekom word dit veroorsaak nie. So hulle het baie maklik op die ding gespring van die godin van Artemis is nou besig om jou te straf. Dis hoekom jy besig is om siek te word. Of jou gesondheid of jou vrugbaarheid hang af of sy besig is om jou te seën of besig is om jou nie te seën nie. En hier kom Paulus in Efese aan. En hy begin 'n nuwe evangelie
aan hulle verkondig. Hy sê vir hulle, daar's net een God. En hy was ook by die tempel van Artemis, waar hy probeer preek het, maar die mense wou nie na hom luister en het hom weggejaag. En hy het toe 'n ander plek in Efese gekry, waar hy vir 3 jaar lank gebly het, en waar hy toe nou gaan preek het. En in hierdie 3 jaar, was daar die uitstorting van die Heilige Gees gewees. Daar het begin om bekerings plaas te vind, maar daar het ook begin om genesings plaas te vind. Hulle het begin om geeste daar uit te dryf, en dit was teen die godin van Artemis. Hulle het mense begin gesond maak, en dit was teen die godin van Artemis, want sy is mos nou die een wat hulle siek maak, né? Of wat vir hulle teëspoed laat beleef. En so begin Paulus hulle 'n following kry onder die mense van Efese. En daar begin 'n oproer in die stad gebeur. En die mense wat teen dit is, begin almal 'n probleem daarmee hê. En hulle begin vervolging beleef, want hulle is besig om aan die mense se geld en finansies te vat. En so 'n perfekte voorbeeld daarvan kry ons dan nou in Handelinge 19. Julle sal sien, as jy van vers 8 af kyk, is die triomfeer waarvan daar gepraat word oor die evangelie, is dat daar party mense was wat toe begin het om ook in die naam van hierdie Jesus te probeer mense gesond maak en geeste uit te dryf. Hulle het die naam van Jesus begin gebruik, sonder dat hulle eintlik eers geglo het in Jesus. So, julle sal sien daarso in vers 13, dan sê dit party rondreisende Joodse geestesuitdrywers het ook probeer om in die naam van die Here Jesus te gebruik vir mense wat bose geeste gehad het. Die formule wat hulle probeer het was, ek dryf julle uit in die naam van die Jesus vir wie Paulus verkondig. Hierdie geestesuitdrywers was die 7 seuns van 'n senior Joodse priester Skewa. Maar die bose gees het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Vers 15, baie interessant, né? So die bose gees praat deur 'n persoon terug aan hierdie mense en sê, ek weet wie is Jesus, ek het al gehoor van Paulus, maar wie is jy? Okay, wie dink jy is jy? Dan gaan dit verder, die man in wie die bose gees was, spring toe onder hulle in. Hy was te sterk vir hulle en kry die oorhand oor hulle, sodat hulle kaal en erg beseer uit daardie huis gevlug het. Nou hoor vers 17. Die gebeure het bekend geword onder al die Jode en die Grieke in Efese. 'n Gevoel van diep ontzag het oor hulle almal gekom, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. Baie van die wat gelowig geword het, het hulle aangemeld, en al hulle praktyke openlik bely. Heel party van die wat toorkunste beoefen het hulle toorboeke saamgebring en voor almal verbrand. Die waarde van die boeke was 50.000 silwermuntstukke. So het die woord van die Here kragtig gegroei en sterk geword. Nou dis die een storie. Nou kom die mense en hulle sien hierdie towerkuns van hulle werk nie meer regtig nie. Jesus is selfs besig om die bose geeste te gebruik om hulle teen te werk en hulle te challenge en waarmee hulle besig is, en toe begin die oproer al hoe erger raak, en toe begin die vervolging al hoe erger raak, want die volgende opskrif voor vers 21 sal jy sien, Paulus bots met die ambagsmanne van Efese. Nou, wie van julle het die 83 vertaling voor julle? Wat sê die opskrif by vers 21? 'n Oproer in Efese, dis wat ek daar agter, dis wat ek gesoek het. Daar was nou 'n oproer gewees, want julle, dan sal jy sien in vers 23, kom daar 'n man met die naam Demetrius. Maar hoor dit gou wat sê vers 23 eers. Hy sê, juis in daardie tyd was daar 'n taamlike groot opskudding oor die pad. Wat sê dit in die 83 vertaling? Daar was 'n groot opskudding oor die leer van die Here. Nou in die oorspronklike Griekse teks word dit eintlik, is die pad eintlik 'n baie goeie vertaling, want hulle was genoem mense van die weg, of mense van die pad, okay? So daar was mense nog nie Christene genoem nie, want hulle het nog nie die naam Christene gehad nie, hulle was mense van die weg genoem, of mense van die pad. Hoekom dink julle mense van die weg? Want wat het Jesus gesê? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy agter Jesus aangeloop het, en jy het in sy voetstappe geloop, het die oproer, en ons groep mense, daai groep mense, het hulle toe mense van die weg begin noem.
So die mense van die weg het gesê, ons volg die weg van Jesus. Ons volg nie die weg van Artemis nie. Jode en Grieke. Okay, so die mense wat uit die Godse verbondsvolk uitgekom het uit die Ou Testament en mense wat nie Jode was nie, wat Grieke was of heidene was, het die weg begin volg. En toe kom Demetrius en hy veroorsaak 'n enorme opskudding in Efese. En waar dink julle het daai opskudding meestal gegaan? Want Demetrius was 'n smid gewees wat afbeeldjies van die godin Artemis gemaak het en hy het verkoop. En hy het baie geld gemaak daaruit. Toe sê die teks hier dat hy bring toe 'n klomp ambagsmanne bymekaar en hulle sê toe, weet julle wat, hierdie ouens, hierdie Paulus en hierdie mense van die weg, die mense van die pad, is besig om vir die mense iets anders te leer en dit stel ons hele nywerheid in gevaar. Want nou begin mense glo Jesus is die weg en nie meer Artemis is die weg nie en hy het afbeeldjies van Artemis gemaak, van die tempel en van die godin en hulle het ontsettend baie geld daarmee gemaak. Toe kry hy die ambagsmanne bymekaar en dan sal jy sien, hy gebruik sommer die taktiek om te sê, Paulus hulle is besig om die naam van die god Artemis in gedrang te bring. Hulle is besig om te sê, hierdie godin het geen meer krag nie. Nou moet jy onthou, hulle hele identiteit was daarin gevind gewees. Dit is om te sê, die bulle is nie die enigste span nie, verstaan jy? Nou nie in hierdie wêreld noodwendig soos daar by ons nie, maar hulle hele identiteit was gevind in hierdie godin, en as iemand nou iets daarteen gesê het, dan gaan jy beklei, verstaan jy, gaan fight. En hier kom Paulus hulle, en Demetrius kry toe 'n klomp van hulle bymekaar, en jy kan lees daarso in die teks, vers 28, by die aanhoor hiervan het hulle woede oorgekook, en hulle het begin skree, groot is Artemis van die Efesiërs, groot is Artemis van die Efesiërs, en hulle toe, 2 van Paulus, hulle se volgelinge, het hulle gegryp, en hulle toe gevat, na die tempelplein toe, en daar waar die mense hulle fisies doodgemaak het, oor dat hulle volgelinge van Paulus was. Paulus wou ook gegaan het soontoe, maar toe die gelowiges vir Paulus gekeer en gesê, moenie gaan nie, want ons is bang hulle maak jou dood. 'n enorme oproer en opskudding oor wat in Efese gebeur het. Mense begin gelowig word, hulle begin die status quo uitdaag, hulle begin tekens en wonders sien, en wonderwerke wat Paulus hulle gedoen het, en die gelowiges almal gedoen het, en hier kom hulle agter, ons geld is in gedrang. Ek gaan nie met die besigheid kan doen wat ek altyd gedoen het en soveel geld maak as wat ek gemaak het nie. So ek gebruik sommer die vaandel van godsdiens om te sê, hierdie kan nie van die Here af wees nie. Dit is nie moontlik nie. En daai beleef ons vandag nog. So ek wil vir jou in jou eie tyd vra dat jy rustig deur Handelinge 19 gaan lees. Maar jy moet besef dat hier is iets wat nie uniek is net van daai tyd nie. Dis iets wat vandag ook nog gebeur. Waar ons vervolging miskien 'n klein bietjie anders lyk, as ons die naam van die Here aanbid, en as ons die regte ding wil doen, dat ons die onpopulêre figuur gaan wees. Dat mense miskien gaan dink ons is hoogheilig, of ons hou onsself beter as ander mense, en hulle sal een of ander taktiek gebruik, wat van die vyand afkom om iets teen jou te kry, as jy probeer om die regte ding te doen. As jy probeer om 'n persoon van die weg te bly wees. En in hierdie tyd van heidense rituele, van okkulte, van boeke wat verbrand word en mense wat hulle sondes bely en tot bekering kom, van morele en seksuele sondes wat plaasgevind het met tempelprostitusie, van die vrugbaarheidsgodsdiens en die sosiale en politieke status wat die Artemis aanbidding gebring het. In daai setting skryf Paulus vir die gemeente in Efese 'n brief. En daar sal hulle sien, word daar 'n klomp goed genoem. Dis hoekom daar in Efesiërs 5 byvoorbeeld baie sterk geskryf word teen seksuele onsedelikheid. Want Paulus weet, hierdie gemeentetjie moet staande bly. Toe was hulle nie meer 'n gemeentetjie nie, toe was hulle al 'n groot gemeente. Hulle moet staande bly teen die morele en seksuele onreinheid wat plaasvind. Hy skryf ook vir hulle byvoorbeeld in Efesiërs 6, waar jy die wapenrusting teekom, sê hy vir hulle moet vas staan in hulle geloof en nie swig vir die druk van die samelewing nie. Want die druk van die samelewing laat dit vir mense alles oor geld gaan.
En dit laat vir alles vir hulle oor voorspoed gaan. So as jy voorspoedig is dit die godin van Artemis wat jou seën. En die oomblik wat jy nie meer daaraan bid nie, dan gaan jy teëspoed begin beleef. En jy gaan probleme begin ondervind in jou finansies. En daai formule, skryf Paulus vir hulle, trek daarom die wapenrusting aan. En wat is die wapenrusting wat jy moet aantrek? En dan noem hy natuurlik al die goed wat in die wapenrusting te staan kom. Maar dan skryf hy ook vir die gelowiges 'n revolusionêre gedeelte in Efesiërs 2. En ek wil dit graag saam met jou lees op die bord, waar hy praat van die eenheid, en waar hy praat van die vryheid, en die vreugde, wat net Christus kan bring. Dat as jy identiteit in Christus vind, en nie jou identiteit in Artemis vind nie, wat sal die uiteinde vir jou wees? Hoor wat sê hy hier, vir die gelowiges, wat Jode is, en Grieke, of heidene, nie Jode. Hy bid vir hulle eintlik 'n stuk eenheid toe. Hy sê, dink daarom aan die tyd, toe julle wat as nie-Jode gebore is, onbesneden is, hulle is dit genoem, en deur die wat besneden is genoem is. Nou julle weet natuurlik, die Jode is almal besny op 8 dae, dit was deel van hulle tradisie, maar nou begin die Nuwe Testament beweeg, en Christus was daar, en Christus het gesterf en opgestaan, en die Jode moet nou ook 'n nuwe weg leer, Christus se weg. Hy sê, al die besnydenis is net mensewerk aan die liggaam. Vers 12, dink daaraan dat julle toe sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie, uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagting en sonder God in die wêreld. Vers 13, maar nou het julle toe julle nog ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. So vers 13 verduidelik vir ons iets van die konteks van, selfs die Jode het die Grieke en die heidene as ver beskou, vreemdelinge, hulle is nie welkom hier nie, ons is die uitverkore volk van God, want ons is Jode uit geboorte, en daarom is ons besny, en God sal nooit ons hand los nie. Dan kom die heidene ook tot bekering. En hulle het hulle as vreemdelinge gesien, as ver gesien, daar was tweespalk gewees, selfs onder die gelowiges in Efese, wat Christus al aangehoor het. Ten spyte van al die buitedruk wat hulle moes ervaar, was daar ook binnendruk gewees, waar daar was sosiale en herkoms verskille tussen hulle gewees. Hulle het nie uit dieselfde plek uitgekom nie. Vers 14, Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam in die kruis te gee, het hy die twee groepe eengemaak. Hoor julle, Jode en nie-Jode, het hy die twee groepe eengemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Hy het 'n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Dit sê hy vir die Jode natuurlik. Hy het vrede gebring deur in homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te omskep. Ja, deur sy dood aan die kruis het hy die vyandskap beëindig. So het hy albei groepe in een liggaam met God versoen. Nou onthou net gou hierdie liggaamsgedagte. Want Paulus probeer dat enige oneenheid wat daar tussen in die gemeente is, probeer hy uit die weg ruim, sodat hulle 'n getuienis kan wees in Efese. 'n Getuienis kan wees teen die afgod Artemis. Dit was hulle stryd wat hulle moes stry. Nie die binnestryd wat hulle in hulle self moes gehad het nie. En dan praat hy weer van die vrede. So onthou net die liggaam vir nou, ons gaan nou weer daarby kom, vers 19 tot 22. Vers 17 sê hy het vrede verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat naby is. Die Jode het gevoel hulle is klaar naby. Hulle is klaar die uitverkore volk van God, net selfs deur geboortereg. Die Grieke en die heidene het ver gevoel, want nou voel hulle wil Jesus aanneem, maar nou is dieselfde 'n groep Jode wat hulle weerhou en sê julle moet besny word en sê julle moet die wet van die Ou Testament onderhou. Dis al 'n boek wat hulle gehad het, so by the way, onthou, die Nuwe Testament was nog nie geskryf teen hierdie tyd van 60 tot 62 na Christus, toe Paulus hierdie brief vir die Efese skryf nie, vir die gemeente in Efese nie. Hy sê dit is aan hom te danke, dat albei van ons deur een gees toegang het tot die Vader. En julle is die Here se tempel. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huisgesin. Hoor die liggaamsmodel, nê?
wat gebou is op die fundament wat die apostels en profete gelê het. Jesus Christus is self die hoekklip van daai fundament, op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas word, verrys tot 'n tempel, wat aan die Here toegewy is. Hoor julle die sinspeling wat hy hier op die tempel maak? Die tempel van Artemis? Nee, julle is die tempel van die heilige God, maar daai tempel lyk anders, want dit is nie stene wat op mekaar geplaas word nie, julle as gelowiges is die tempel wat saamgesnoer word. Deur julle verhouding met hom, word julle ook saam opgebou tot 'n gebou, waarin God deur sy gees woon. Hierdie Efesiërs 2 vers 19 tot 22 is een van die mooiste tekste in die Bybel. Jy kan hom maar onderstreep in jou Bybel, jy kan hom maar highlight. Daai tot by vers 22 sê dit vir ons eintlik dat julle is die gebou waarin God se gees woon. Nie hierdie gebou wat ons hier rondom ons sien wat met stene gebou is nie. En hy sê vir die mense, die tempel van Artemis is daar, maar julle vind nie julle identiteit daar nie. Julle gaan nie soontoe of na 'n plek toe om julle identiteit te vind nie. Hy sê julle is een deur Christus wat in julle woon, en so word julle opgebou tot die liggaam van Christus, tot die huisgesin van God. Hy sê vir die mense, jou identiteit lê in Christus wat jou 'n erfgenaam gemaak het. Wat is die erfenis wat jy kry? Die erfenis is die ewige lewe. Jou erfporsie in Christus is die ewige lewe. En dit sê hy vir die Jode en vir die nie-Jode, en hy sê vir hulle, julle moet nou ophou eintlik om 'n klasseverskil onder julle self te bewerkstellig. Van jy's 'n Jood en jy's 'n Griek, of jy's 'n Jood en jy's 'n heiden. Jy kom sommer uit 'n vreemde godsdiens, jy kom uit 'n vreemde huishouding. Dan skryf Paulus vir hulle hier vroeg in die brief, julle is een in Jesus Christus. Julle kan nie toelaat dat onenigheid onder julle self die getuienis afbreek van die samelewing waarin julle die lig moet laat skyn nie. Die samelewing wat julle in elk geval gaan vervolg, die samelewing wat in oproer teen julle gaan kom in Handelinge 19, waar die mense julle op die markplein gaan bring en gaan wil doodgooi met klippe. Want julle is eintlik besig om te vat aan hulle menswees. Julle is eintlik besig om te vat aan hulle rykdom. En die oomblik wat julle vir hulle sê, hierdie rykdom wat julle besig is om bymekaar te maak, is 'n vals God, wat nie lewe nie, dis 'n standbeeld. Jesus Christus lewe. Hy het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van God. Hy is die enigste een wat vir jou vrede kan bring en vreugde kan bring, wat jy miskien dink jou rykdom vir jou kan bring, maar dit kan definitief nie. So Paulus bid eintlik 'n gebed van versoening. Hy sê, versoen julle self met God, en hy het homself met julle versoen, sodat julle versoening kan bewerkstellig onder mekaar. En dat daai versoening wat julle bewerkstellig, die getuienis kan wees wat julle na buitentoe uitdra. Ek staan partykeer verstom oor hoe gelowige kinders van die Here mekaar op sosiale media of op sekere platforms kan verskeer. En hulle noem hulle self Christene. Maar daar nie 'n eenheidsband is soos wat die woord vir ons leer nie. 'n Eenheidsband dat as daar eensgesindheid is in die kernwaarhede van die woord en waar die woord ons riglyn is waarvolgens ons wil leef, is dit baie keer belangriker om in vrede en in versoening met mekaar te leef, as wat dit is om 'n afbreek te maak aan die getuienis van wat die heidene wat nog nie die Here ken nie, veronderstel is om te sien. En daarom die vraag, wie dink jy is jy? En mens kan vir sekere van daai Jode gevra het, maar wie dink jy nou regtig is jy? Wie dink jy is jy? Want jy wat 'n Jood is deur geboortereg, na Jesus se koms, net omdat jy besny is, bring jy afstand en vyandskap in die gelowiges. En jy sê hulle is nie welkom nie, want hulle is heidene of hulle is Grieke. Hierdie Efesiërs 2 teks word in baie opsigte ook gebruik in die kerk om rasseverskille af te breek.
dat selfs al is jy net uit 'n ander stam of uit 'n ander ras uitgebore, hoekom is daar nie versoening of eenheid tussen julle nie? Maar ek wil nie vandag daarop fokus nie. Ek wil fokus op die selfs oneenheid wat ons beleef binne enkel geloofsgemeenskappe. Binne die konteks soos 'n Delmas Wes of 'n Morletta kerk. Dat daar partykeer oor die kleinste onbenullighede 'n tweespalk veroorsaak kan word tussen gelowiges. En dan dink ek is dit baie keer belangrik om net hierdie teks te gebruik en 'n bietjie uit te zoom. En net van ver af weer bietjie te kyk, is hierdie probleem regtig so groot probleem in die groter prentjie van God se koninkryk. Waar hy dit op ons toebid om te sê, julle is die getuienis vir die wêreld. Julle is die mense van die weg. En wat het Jesus kom bring? Hy het vrede kom bring. Hy het vergifnis kom bring. Hy het versoening kom bring in gesinne, in families, in kontekste soos kerk, soos hier en daar by ons. En dan wonder ek baie keer of ons onsself nie besig hou met die verkeerde goed op ons agendas nie. Of ons onsself dalk besig hou met klein onbenullighede wat tweespalk en twis kan bring, waar daar 'n wêreld daar buite is wat so die evangelie nodig het. En waar ons as gelowiges miskien agter toe deure mekaar kan accountable hou en mekaar kan hou by die waarheid. As ons by hierdie deure uitloop, is daar veronderstel om 'n eenheidsbeeld na die wêreld toe te wees. En laastens, waarmee ek wil afsluit, is ons besig om nog steeds mense in te nooi in hierdie versoeningspad en hierdie vrede en hierdie vreugde waarvan God praat, versoening wat hy gebring het in Efesiërs 2 vers 11 tot 22, is ons besig om mense nog steeds aktief daartoe uit te nooi. En te sê, maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak of jy in aanhalingstekens in 'n Artemis godsdiens vasgevang was nie. Maak nie saak of jy in seksuele onreinheid vasgevang was nie. Maak nie saak of jy in okkulte vasgevang was nie. Hier waar die Gees van die Here in jou kom woon, is vir jou 'n tuiste. En dit gaan jou hele lewe verander. Is ons besig om die geskenk wat ons alreeds oopgemaak het van die Heilige Gees se werking in ons harte en in ons lewens, vrylik vir ander mense te gaan aanbied. Om te sê, ek het vir jou 'n antwoord op al die probleme in jou lewe. Die antwoord sal jy hier kom kry, waar die Gees van die Here verkondig word, en waar deur musiek en deur woordverkondiging die Heilige Gees die res in jou lewe sal kom doen. Wie van julle onthou die voorreg wat jy miskien al gehad het, dat as jy iemand genooi het kerk toe, of jy het met iemand 'n disippelskap pad geloop, en daai persoon was swaar gebuk onder die sonde in hulle lewe, en asof hulle die wêreld op hulle skouers gedra het, en die oomblik wat hulle uit die erediens uitloop, of hulle loop uit daai gesprek wat hulle met jou gehad het, dan voel hulle so lig soos 'n veertjie. Dan sê hulle, die Here het iets in my lewe kom afhaal vandag. Hy het die las van my skouers kom afhaal. Ek is nie meer vasgevang in sonde nie. Ek het nie meer die moedeloosheid dat ek nooit uit my sonde uitkom en oorwinning daaroor kan kry nie. Dis die beste gevoel in die wêreld. Nie net vir onsself wat ons miskien al beleef het nie, maar vir iemand vir wie jy daai geleentheid gegee het om dit te kon beleef. En dat daai persoon vir jou miskien sê, ek is jou ewig dankbaar. Want deur jou gesprek, of deur jou nooi kerk toe, of deur jou moeite wat jy met my gedoen het my hele lewe verander. Ek kyk deur 'n ander lens na die lewe, want ek kyk na die lewe as 'n wat vergewe is en vrygekoop is. Die kruis van Jesus hou my nie skuldig vir alles wat ek verkeerd gedoen het in my vorige afgodsaanbidding nie. Van geld, of goed, of seksuele onreinheid, of okkulte, of iets wat daar kon gewees het. En in ons kontekste waar ons vandag leef, is dit meeste van die tyd wêreldse materialistiese goedere wat ons najaag, wat ons afgod word.
En die oomblik wat iemand bevry word daardeur, dan sê hulle vir jou, ek kan nie vir jou genoeg dankie sê nie, want ek het hierdie ding gejaag, en as ek hom kry, dan wil ek nog hê, en dan jaag gekom, en as ek hom kry, dan wil ek nog hê, en daai juk is van my skouers afgegooi. Die Here Jesus het my totaal en al kom vergewe, hy het my skoon gewas deur sy bloed, en ek het niks meer om oor skuldig te voel, as ek in reinheid voor die Here kom staan nie. Dit is die genade, wat die evangelie vir elkeen van ons bring. En mag ons nie in die strik trap waarin die Efese getrap het, die Efesiërs getrap het, om vir mense te sê, jy is nie welkom hier nie, want jou verlede lyk so. Jy is nie welkom hier nie, want jou lewe het so gelyk, en jy het dit en dit en dit gedoen. Die vryheid, wat ek en jy beleef, deur die kruis, is vir alle mense beskore. Maak nie saak of vir die reeksmoordenaar, of die reeksverkragter, of die grootste geldskelm in Delmas is met besigheid nie. Die kruis is vir ons almal. Die kruis is die een ding wat ons saam snoer. Want as ons voor die kruis gaan staan, dan besef PC, my genade wat ek beleef het, is net so groot soos jou genade wat jy nodig het. En as ons hier uitloop, dat dit nie met enige gees van oordeel sal wees nie, maar dit met 'n gees van genade sal wees. En daarom as jy uitloop vanoggend wil ek hê, jy moet dink aan die vraag, wie dink jy is jy? Wie dink ek is ek? Om mense te kan weerhou van die genade wat ek reeds ontvang het. Maar wie dink ek ook is ek, na ek hierdie genade ontvang het, en klein staan voor die kruis van Jesus Christus. En dit motiveer my, om vir enigiemand te kan sê, kom, ek is net so sondig soos jy, die kerk is nie 'n museum vir die perfektes nie, dis 'n hospitaal vir die gebrokenes, kom met jou gebrokenheid, want hier is die enigste plek, waar jy daai gebrokenheid kan heel maak. Want die kruis en die gees, kom doen dit in ons lewe. En daarom wil ek jou motiveer om vanoggend hier uit te stap, met die las van jou skouers afgegooi deur genade alleen. Maar ook met die wete, as daar enigiets in my lewe is wat ek as 'n afgod beskou, gaan ek daai saak nou met die Here uitmaak. En ek gaan daai afgod uit die weg ruim. As dit is my ontspanningstyd, of my werk waarna ek te veel tyd spandeer om genoeg geld te maak, of dit is my gesin, of my vrou, of my kinders, wat ek verafgod. As dit is dat ek goed en materialisme in hierdie wêreld verafgod. As dit is dat ek selfs my werk verafgod, en dit in die plek van die Here kom stel, en dit belangriker as die Here stel, gaan ek dit vandag met hom uitsorteer. Daartoe wil ek jou vandag uitnooi. En vir jou vra, kom ons doen dit nou. En saam met dit ook, dat as ek hier uitloop, en ek het dit met die Here uitgemaak, dat ek nie sal toelaat dat die vyand my verder sal skuldig laat voel daaroor nie, maar dat ek die regte goed in plek sal kry in my lewe, om die Here nommer 1 te maak. En laat ek mense sal innooi, in daai genade in. Kom ons vra dit vir die Here. Here, ons is klein en feilbaar voor U. Ons weet dat ons ook nie eintlik die genade van die kruis verdien nie. Dat ons ook nie eintlik die werking van U Gees in ons lewe verdien nie. Dit is net moontlik, Here, deur U wat die offer betaal het, sodat ek onberispelik voor U kan staan. Here, mag daar niks in my lewe wees wat 'n Artemis belewenis nog steeds is nie. Mag daar niks in my lewe wees wat in 'n afgodsplek staan in plaas van U nie.
mag ek my program en my lewe so inrig, dat U eerste kom. En as jy daar sit en ons iets wat die Here op jou hart druk, wat jy moet bely vanoggend, en vir hom moet gee, doen dit nou. Bid dit in jou gedagtes en gee dit vir die Here. Miskien is dit dat jy nie genoeg ruimte gemaak het vir die heidene en die Grieke om te kan deel word van die geloofsgemeenskap nie. Miskien is dit net iets wat jy moet bely vir die Here, wat in jou persoonlike of in jou persoonlike lewe of in jou verlede skeef geloop het, en wat jy miskien jouself nog nie voor vergewe het nie. Moenie laat die vyand daai geluk by jou kom steel, van om jou vasgevang te hou in 'n verlede nie. Heilige Gees, kom nou, en kom bring weer die gevoel van vrede oor elkeen van ons. Want Here, ons behoort aan U. Ons eenheid is 'n getuienis vir 'n donker wêreld. Mag ek nie ook deel wees van die afbreek van getuienis en die twis onder die geloofsgemeenskap nie, maar mag ons in nederigheid en in liefde die ander hoër as onsself ag. Heilige Gees, dankie dat U nou bande kom breek. Dat U besig is om enigiets wat besig is om ons vas te hou, te kom verwyder. En dat daar vryheid sal wees. Vryheid in U en vryheid in U naam. Ons eer U daarvoor. En ons gaan 'n lied sing. Ons het nog nie baie in die kerk gesing nie. Ons gaan staan, as jy hom ken, staan, sing saam. Die lied sê, I am who you say I am. En Jesus sê, ek en jy is sy kind. Ons is waardig. Hy het die prys vir ons betaal. Ons kan dit uitroep en uitpassing. Kom staan. Who am I that the highest thing would welcome me? I was lost, but He brought me in His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, who is free. I'm a child of God, yes I am. We at last has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am.
Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Kom ons ontvang die seën van die Here. Here, ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die krag en die teenwoordigheid van U, o Heilige Gees, met elkeen van ons sal wees en bly. As ons vandag hier gaan uitstap in eenheid, as vrygemaaktes en as 'n getuienis vir die wêreld, dat U maak ons vry van alle dinge. Amen. The highest place, welcome.